Goeienaand, dit is weer vanaand ons voorreg om vry en sonder vrees die woord van die Here oop te maak en daaruit te kan lees. Nou vanaand gaan ons verder met ons voorlesing uit Markus 1 vers 9 tot en met vers 15. Gisteraand het Markus begin deur vir ons te sê dat Jesus die Christus, die Seun van God is. Johannes die Doper het aangekondig dat iemand na hom sal kom wat veel groter is as hy self. En vanaand kom Jesus dan self op die toneel. Hy kom uit die betreklik onbekende dorpie Nasaret en hy word deur Johannes in die Jordaan gedoop. Maar dan gebeur daar iets wat aan ons bekend maak wie hierdie Jesus werklik is. Die hemel skeur oop, die Heilige Gees daal op hom neer en God, die Vader, praat self uit die hemel. Die antwoord op ons groot vraag, wie is Jesus? Hoor ons vanaand wanneer God met sy eie stem uit die hemel oor hom praat en sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Onmiddellik daarna neem die Gees Jesus die woestyn in waar hy deur die Satan versoek word. Nog voor hy sy eerste preek lewer, nog voor hy sy eerste wonderwerk doen, sien ons hom hier alreeds in stryd tree met die bose. Daarna word Johannes die Doper gevange geneem. En selfs dit is ook vir ons baie betekenisvol. Hier aan die begin van hierdie evangelie al, word daar vir ons gesê, die evangelie begin nie in 'n wêreld sonder teenstand of lyding nie. Die boodskapper wat die goeie nuus bring, word opgesluit en tog die boodskap word nie stilgemaak nie. Jesus gaan Galilea toe en daar verkondig hy dat die tyd aangebreek het en dat die koninkryk van God naby gekom het. Markus se eerste hoorders het waarskynlik self geweet wat beteken dit om in 'n vyandige wêreld in Jesus te glo. En hierdie gedeelte herinner hulle en vir ons dat geen gevangenis, geen versoeking of mag van die wêreld die koms van God se koninkryk kan keer nie. Terwyl ons hier lees, luister vanaand na 3 dinge. Eerstens, wat sê die Vader self oor Jesus Christus? Tweedens, hoe tree Jesus die stryd met die Satan binne? En derdens, wat vra Jesus van die wat die evangelie hoor? Kom ons luister dan na Markus 1 vers 9 tot 15. Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom. En hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Net daarna het die Gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lank gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. 2 verse dink ek hier waarop ons in besonder kan let. Markus 1 vers 11, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. En dan ook hierdie laaste vers wat ons gelees het, vers 15. Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. So sê die woord van die Here vanaand vir ons. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, dankie dat U self aan ons bekend maak wie Jesus is. U geliefde seun in wie U verheug. Dankie dat hy na die wêreld gekom het, dat hy nie teruggedeins het nie, selfs nie voor die woestyn, die versoeking van die Satan of die teenstand van mense nie. Dankie dat hy vir ons die goeie boodskap gebring het, die boodskap dat U koninkryk gekom het tot by ons mense. Open dan deur U Heilige Gees ook vanaand ons ore en ons harte wanneer ons hierdie woord hoor. Here, gee dat ons nie bloot na die verhaal sal luister soos na 'n storie nie, maar dat ons daarin werklik U seun sal sien en sy stem sal hoor.
Gee ook dat ons sy oproep ernstig sal neem, dat ons van ons sonde sal bekeer, dat ons die evangelie werklik sal glo. Here, bewaar ons in versoeking, hou ook ons oë gefestig op Christus, wat sterker is as die bose, wat getrou gebly het ook daar, waar ons so dikwels struikel. Laat ons dan vanaand gaan rus, nie in ons eie krag of verdienste nie, maar onder die heerlike heerskappy en bewaring van u geliefde Seun, ons Here en ons Redder. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.